Hallo, ek is Petrus. As jy hierdie preek geniet, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Is om op te staan by 'n familiebyeenkoms. Ek noem nou maar net iets wat baie moeilikheid kan veroorsaak. Maar op te staan by 'n familiebyeenkoms en te vra, wie van julle ken nie vir Jesus nie, verbrand, stak op jou hand. Hoor julle? Ek dink regtig, dis een van die nederigste goed wat jy kan doen. Want hoekom? Jy verneder jouself voor die aangesig van die Here, ten spyte van jou familie of ten spyte van jou vriende, of waar ook al jy jou bevind. Die gemors van 'n ou soos ek is, ek bevind my min by mense wat nie weet waarvoor ek staan nie. Verstaan jy? So, maar dis miskien ook goed, né? Dis hoekom my neus, hy is al 2 keer gebreek, maar hy is nog redelik reguit. Prys die Here, prys die Here. Ek wil graag begin, ek wil eers bid. Maar as ek begin, wil ek begin met 'n vers wat nou vir julle snaaks kan klink, maar ons hoop jy gaan verstaan hoekom. Vader, ons loof U. En Here, dankie dat ons U kan prys en verheerlik en eer. Dat ons vanoggend vir onsself kan sê, self, come on my soul. Don't get shy on me. Lift up your hands. Staan vir die Here. Want hoe goed is ons Here nie? Dankie Jesus. Hoe goed is ons koning nie? Die koning van die konings. Ons loof U, ons verheerlik U en ons sê dankie Jesus. Dat ons in 'n gebou kan instap en weet, U teenwoordigheid is soveel meer hier. Hoekom? Want U kinders is saam. Ons loof U, ons prys U daarvoor. Dankie Jesus. Eer U naam. Ons sê dankie Heilige Gees, dat ons U teenwoordigheid kan eer. Ons loof U, dankie Jesus, dat U vir ons Heilige Gees gestuur het. Soos hy vir die disippels gesê, ek gaan binnekort, maar ek stuur een wat met julle sal wees. Een wat waarlik in julle sal wees. Prys die Here. Ons loof U, dankie Here. Dankie Here. Amen. Prys die Here. Ons loof sy naam. En vanoggend is Mila en Albert almal is soet, maar jy sien so dit was daai klein hoorakkies laas wat soveel moeilikheid veroorsaak het. Maar die hoorakke is nou op pad, wat sy plek? Maar in elk geval, lei die brand toe. Kyk, gaan seker weer in die dinge afwerk, jy weet, en in Lesotho werk. So die hoorakke kyk net perde en goed. En maar prys die Here. Ons bid dat hulle veilig is, né? Prys die Here. Spreuke 19 vers 22. Die tweede deel van die vers is so in Afrikaans. Hy sê 'n arme mens is beter as 'n leienaar. 'n Arme mens is beter as 'n leienaar. Die Passion Translation sê dit so, baie langer, amper soos die Message, nou baie langer, maar hoor wat sê hy? Hy sê 'a lover of God, bedoel nou 'n gelowige, né? A lover of God who is poor and promises nothing is better than a rich liar who never keeps his promises. Nou, hierdie vers het ek al gekry, seker al Dinsdagoggend, daar rond. En ek het hom besluit ek wil hom gebruik. Verstaan julle? Ek het hom gekry en vanoggend toe ek nou my preek, en onthou ek het dit nou klomp kere gelees. As ek jou die proses kan verduidelik, gaan jy sommer moeg word, maar in elk geval. Maar en deur die week gewerk aan hierdie preek maar toe ek dit vanoggend weer oorlees. Lees altyd eers die eerste Engelse een en dan sit ek hom agter in die Bybel en lees ek die Afrikaanse een, want ek moet mos nou eers die Afrikaanse mense hier face nou. En toe leek dit weer lees. Weet julle wat snap ek? Ek het iemand beloof om hom te bless, verlede Sondag in die tweede diens. Ek het dit nou nog nie gedoen nie. Toe in die min tyd wat ek het, gaan ek op die bank en ek registreer 'n ou se naam op, ek sit hom op as 'n begunstigde. Nie dat dit veel op my rekening beteken om 'n begunstigde te wees nie, maar in elk geval, en ek saai in sy lewe in, van sy bediening in. 'n Arme mens is beter as 'n leienaar. Arme mense, betref dit my, hoor julle, ek wil dit nou lees, maar ek wil dit toe van my afkry, voordat ek hier instap.
Anders het ek hier uitgehardloop en dit gou gaan doen en teruggekom. En gehoop julle is hierso. Julle sien, as ons hierdie lees, dan snap ons net, dit is hier waar ons kan weet, ons eie beloftes. Ek het 'n belofte gemaak. Ja, goed, ek het 'n onderneming gemaak. Ek het gevra vir 'n rekeningnommer en ek het 'n onderneming gemaak, maar ek het dit die hele week nie nagekom nie. Die hele week het my belofte weggewaai, né? 'n Stille windjie het hom weggewaai. Maar daarom ons eie beloftes wat ons so maklik kan verbreek. Dit is prys die Here, nie op waarop ons hoop staan nie. En ons moet ander mense vra om ook nie hulle hoop op ons beloftes te plaas nie. En hoekom nie? Want daar is een. Ons noem hom altyd die geliefde. Hy is die een, Jesus, wat 'n beloftes gemaak het, van Genesis af beloftes gemaak het, en veral baie pertinent in Esegiel en Jesaja, Jeremia, pertinent kan jy sien, dit is definitief hy wat hierdie beloftes gemaak het. En hy maak hierdie beloftes, en dan kom hy dit na. Prys die Here. Jesus het sy beloftes nagekom. Die belofte van redding, van genesing, van bevryding, het hy gemaak en het dit nagekom. Hy het dit vir ons kom moontlik maak. Daarom prys ons die Here. Op die beloftes van Jesus kan ons staan. Ons kan vertrou op hom. Ons kan op sy beloftes kan ons absoluut vertrou. In Matteus 9 vers 14 vra die disippels van Johannes die doper se disippels kom na Jesus toe. En dan vra hulle vir hom, hoekom vas ons en die Fariseërs vas? Ek sou nou gesê selfs die Fariseërs vas. Ons vas en die Fariseërs vas, maar jou disippels vas nie, vra hulle vir Jesus. Nou goed, hierdie is nie teen vas nie, hoor. Vas speel nog steeds 'n baie sterk rol in ons lewens, maar Jesus antwoord hom. Hy sê die bruilofsgaste kan tog nie treur terwyl die bruidegom by hulle is nie. Met ander woorde, hy is nog daar. Wat hy eintlik wil sê is, as ek die dag weg is, sal my disippels weer begin vas. Hoor julle? Maar nou is ek by hulle. Want onthou vas, die belangrikheid, miskien moet ons dit net vir mekaar sê, as jy vas, maar jy het nie tyd om te bid nie, jy het nie tyd om die woord te lees en tyd met die Here te spandeer nie, dan is dit eintlik maar net 'n weight loss proses. Verstaan julle? Dan is dit soos 'n intermittent fasting, wat jy doen waarop ek nou op die oomblik is. Dit is wat jy dan doen. Dit is dan nie 'n vas vir die Here nie. So, hulle vra dit nou vir Jesus, né? En dan sê hy, die bruilofsgaste kan tog nie treur terwyl die bruidegom by hulle is. Vers 17. 'n Mens gooi ook nie, so end aan. Hy sê 'n mens gooi ook nie nuwe wyn in ou wynsakke nie. Hierdie vertaling van my sê ou leersakke nie, né? Anders bars die sakke oop. 'n Mens gooi nuwe wyn in nuwe leersakke en albei bly behoue. Wanneer jy nuwe wyn, sê Jesus in nuwe leersakke gooi, dan bly die wyn van die Engels, die New King James vertaal het gepreserveer, preserved. Dan bly dit behoue. Dit bly preserved en die sak bly ook heel, né? Albei bly dieselfde. Nou ek wil vanoggend vir julle sê, en ek wil jou nou nie beledig nie, maar ek wil vir jou sê, ek en jy is wynsakke. Moet nou nie môre vir Lucien, moet nou nie môre vir Yuri raakloop en sê, ja, ou wynsak. Nee, ander mense gaan dit nie verstaan nie, Lucien, asseblief. Julle sien, ons is letterlik nuwe wynsakke, en ek glo die nuwe wynsak wat ons het, is ons intimiteit, ons verhouding met Jesus, ons Here. Hier sal sê, daar is ons is alweer, ja. Ek glo intimiteit met Jesus, 'n konstante, intieme, liefdevolle verhouding met hom. As jy in 'n konstante, intieme, liefdevolle verhouding met iets of iemand leef, wat doen jy? Jy spandeer tyd met daardie persoon. Al is dit een met capital letters. Jy spandeer tyd. Jy sit alles in. Jy maak seker dat jy opdaag. Hoor julle? Jy maak seker dat jy in daai persoon se teenwoordigheid kom. Dit is letterlik wat intimiteit beteken. Nou ek wil vir julle vanoggend sê, 'n konstante, intieme verhouding met Yeshua, Jesus, ons Here. Dit is die nuwe wynsak, waarbinne ons die koninkryk van God, die wonder, die misterie
van die redding wat Jesus vir ons bewerk het. Die feit dat ons kan weet, ons ken God, ons is kinders van God, ons het Heilige Gees ontvang, ons het die salwing van die Gees op ons, al hierdie wonderlike dinge, dat ons kan bid en ons God luister en hy hoor wat ons sê. Hy luister, inteendeel hy draai sy oor na ons. Hy is altyd gereed vir 'n gebed van ons kant. Dit is alles die nuwe wyn wat ons in hierdie wynsak plaas. Die wynsak, kom ons sê net weer vinnig, is jou verhouding met Jesus. Dis die nuwe wynsak, ek glo dit staan nêrens in die Bybel so nie, hoor. Maar hoor my hart, ek glo regtig die nuwe wynsak is jou verhouding met Jesus. Want as jy in 'n verhouding met hom is, jy glo in hom. Maar jy glo nie net in hom nie, jy glo nie net hy bestaan nie. Jy weet hy's bestaan. Jy weet hy's hier. Jy weet hy's met jou. En daarom, omdat jy weet, jy het 'n verhouding met hom, daarom kan jy die goeie, nuwe, splinter nuwe wyn, kan jy binne in jou hou. Naamlik, die teenwoordigheid van Heilige Gees. Elke faset van jou lewe, van jou prioriteite as 'n kind van God, om met hom te praat, om met hom te gesels, sy teenwoordigheid te ervaar, is binne in 'n nuwe leersak, 'n nuwe wynsak. En albei sal dan behoue bly. Albei sal nie net gepreserveer word nie, daar wil ek verskil met die vertaling, albei sal versterk. Die wyn sal al hoe beter word. Dit laat jou dink, wie het die beste wyn ooit gemaak? Jesus, nee. Nie in die Kaap gebly nie, hy het gewoon Afrikaans gepraat, maar hy het die beste wyn gemaak, soos die ou gesê het toe dit proe daar by die bruilof fees waar hy water in wyn verander het, nee. Julle sien, en beide gaan behoue bly. Ons verhouding met die Here gaan behoue bly, en die krag van die evangelie, die koninkryk van God in ons, the kingdom that invaded earth in ons, gaan behoue bly. Amen. En hoe kan dit nie anders wees nie? Want daarom sal ons lewe op grond van liefde, ons sal aangevuur word deur die liefde van die Here. En nie deur vrees nie, nie deur ons absolute, ek wil amper sê motivering om net meer geld of meer dit of meer vriende of wat ook al mense partykeer so na soek. Nee, ons sal sê maar ja, ek gee nie om vriende te hê nie. Maar my ultimate friend is binne in my. Hoor julle? Die ultimate vriend is binne in jou. Die ultimate geliefde is binne in jou. Daarom kan jy ander mense lief hê. Het jy ooit so daaraan gedink? Sonder Jesus in jou kan jy nooit regtig mense lief hê nie. Dan is mense rondom jou bloot eenvoudig net daar om jou behoeftes aan te spreek. En ons weet, dit is nie 'n suksesverhaal nie. Want ons spreek nie mekaar se behoeftes noodwendig aan nie. Nee, ons word deur liefde aangevuur. En elke belofte in die woord is vir ons net so werklik en so 'n realiteit as die waarmaker van die woord Jesus self. Hy is vir ons 'n werklikheid. Sy beloftes is 'n werklikheid. Ons staan daarop dat ons leef in 'n verhouding met hom. Hy is binne in ons. Dis waarop ons staan. En Psalm 46 is 'n goeie voorbeeld. Psalm 46 vers 2 sê, God is ons skuilplek en 'n krag. God is ons skuilplek en krag. Hy's altyd teenwoordige hulp in benoudheid, in moeilikheid, né? Hy's jou skuilplek, hy's die een waarna toe jy vlug, maar hy's ook die krag waarmee jy lewe. Hy's 'n altyd teenwoordige hulp in benoudheid. Daarom vers 3, sal ons nie bang wees nie, al skud die aarde, en al wankel die berge tot in die see. Al wankel, dink nou, dit is quite a calamity, né, wat ons nou hiervan praat. As jy sien hoe die berge in die see, jy sien jy kry 'n WhatsApp en jy sien hoe Tafelberg so, jy weet, hy maak so wiggelstappie. Hy lyk of hy by hulle 'n shebeen opgemaak het daar, en die ouens dans 'n bietjie wild. Dit is 'n ernstige groot gebeurtenis. Al gebeur dit, al gaan al die berge plat, al wankel die aarde en almal mense sal vir jou sê dis nou die einde. Dan weet jy, die Here is my skuilplek en my krag. Hy is teenwoordig, want hy's altyd teenwoordig. Julle sien, die beste van hierdie verhaal is, ek kan vir jou sê, ek en jy is in ons skuilplek. En ons skuilplek is binne in ons.
Is dit nie fantasties nie? Dis die beste sekuriteit wat jy kan kry. Jou redding, jou beskerming, die Here jou God is in jou. Johannes 14:23, gaan lees dit 100 keer by die huis. Hy's binne in jou. Vader, Jesus, Heilige Gees is binne in jou en jy binne in hulle. So jy is in jou skuilplek en jou skuilplek. Jy hoef nie, as jy Israel was hierdie en as gaan nou alarm af. Dan moes ons nou gehol het, af by die trappies. En Bonnie voor, hy gaan tjoe. En ons laat hom ook voorgaan, ingeval as skelm is dat hy hom plat hardloop en ons stoot so voor en ons koes so oor Bonnie, ons kyk het maar in elk geval, en ons hol hier na 'n veiligheidskamer toe, né? 'n bomkamer, né? Nee, ons beskerming is in ons. Waarheen hardloop jy? As jou beskerming binne in jou is, jy hardloop nie. Jy hardloop nie. Jy's rustig. Jy is net eenvoudig rustig. Jy's in volle vertroue. Absoluut in volle vertroue. Julle sien, ons is nie bang nie, ons is nie in vrees nie. Ons is in ons ondeurdringbare skuilplek. Ek het al baie gedink, julle sal nou sê, ek het nou al baie gedink, waar in my huis kan ek vir my ordentlike kluis maak? Jy weet wat jy jou wapens en al jou goedjies kan bære. Jy weet, en jy kan weet, dit word nie geroof nie. Skelms kom jou met te steel nie. Nou moet jy hulle eers soek en hulle ore trek. Al daai onnodige moeite. Nou, ek dacht, hoe gaan jy dit bou? En dan kom die woord en hy sê vir ons, jou skuilplek is jou veilige plek. Die Here is jou veilige plek. Die goedjies wat jy in 'n kluis wil toesluit, kan kom en gaan. Jy sal sê, jy kan maklik praat. Dit kan kom en gaan, hoor julle? Want hoekom? Ons ware skuilplek, waar ons vir altyd en ewig veilig gaan wees, is in ons. En ons skuilplek, ons Here, ons beskermer, is nie soos 'n dokter wat op roep is, of soos 'n veiligheidsbesigheid wat wag dat jy 'n paniekknoppie druk en nou spring 'n ou in 'n karretjie en hy jaag na jou toe nie. En dan maak hy se arme ou nog baie keer dalk 'n ongeluk of sy wiel is pap. Nee, hy is by jou. Hy is teenwoordig. Hy's altyd teenwoordig. Dit is net die werklikheid vir ons. Ons moet dit vir onsself sê. Hy is altyd, elke moment is hy by ons. Hy's by ons in 'n tyd van moeilikheid, in 'n tyd van onsekerheid en ja, belangrik, hy is by ons in 'n tyd van opgewondenheid. Wanneer daar goeie nuus is. As Lucy en Linda nou hoor, hulle gaan 'n oupa en ouma word. Nog nie ou nie, die troue kom nou nog eers, hoor, maar ek sê maar net. Linda, sê wat spreek die man nou? Maar dink nou net, wie gaan die blyste wees, Linda, né? Jy gaan en dan sê ons dankie Here, prys U naam. U voorsiening. Prys die, hoor julle net, hy's elke moment by ons. Nie net as daar moeilikheid is nie, maar veral as daar goeie dinge gebeur. As Jesus, en ek weet ek het verlede week ook daarna verwys, maar as Jesus aan die kruis, voor hy vir ons sterf, en dan roep hy ons uit Tetelestai. Dit is volbring, it is finished. Nou woensdag aand toe ons bid, toe in die gebed, toe haal ek dit net weer aan, toe sê Pieter, hy sê, and you know, the awesome thing is that Jesus didn't call out, I am finished. Hy sê nou, that it is finished. Verstaan jy, maar dit is te oulik hoe, ek kan dit nie sê soos Pieter nie, maar in elk geval, beteken dit, Jesus nie sê, ek is nou klaar nie, ek sterf nou vir julle. Hy het gesê, nee, die oorwinning is behaal. Elke mag en krag van die vyand is vernietig. Hy het nie net 'n bloed nie, sy neus is weg. Hy kry nog nie eers meer snif in die neus nie. Hy kan nie verstaan nie. Hy het klaar verloor, dis dalk die probleem. Jesus moes hom nie so kwaai verpletter het nie. Hy moes hom wat hy dan kan besef, hy het verloor. Maar hy het lyk my nog nie besef nie. It is finished. Elke ding wat nodig was, sodat ons volgende Sondag Pentekoste, Pinkster kan vier. Sodat ons mekaar kan herinner, prys die Here. Die Heilige Gees is uitgestort. Ons kan vir mekaar bid vir die doping met die Heilige Gees. Dit is moontlik gemaak. Dit het gebeur. Ek kan hier staan, né, seun? Ek kan hier staan met die kamera. Ja, want Stefanie is heeltyd agter Lucien. Ek wou nou al gehad het Lucien moet Nee, jou stytjie gaan baie seer wees. Maar prys alles wat nodig was, sodat ons kan sê, dankie Here dat Heilige Gees in my is. Dit het gebeur. Dit het gebeur, dit is moontlik.
Ons is kinders van die Almagtige, met die Almagtige binne in ons. Trietserige mens wees, binne in ons. Nou moet ek net hier bly staan, hy skuif in die kamera. Maar prys die Here. Ons kan hom loof en eer, hy het dit klaar gedoen, klaar vir ons gedoen. Julle sien die vyand se mag, sy hou vas oor ons, as gevolg van die sondeval is totaal verbreek, en ons kan dit glo en ontvangs neem wat Jesus vir ons gedoen het. Ons kan dit net glo. Ons kan glo en ons kan in ontvangs neem die goedheid van die Here. Josua 1, voorbeeld graag. Josua 1 sê die Here vir Josua, vir die Hebreëse naam vir Josua, wat daar staan is Jehoshua. Né? Dis ek kom party ouens stry, hulle sê ons moenie Jesus Yeshua noem of hom Jehoshua noem. Nou weet jy, tussen 'n ou wat hier in Afrika dit sê en maar die Messiaanse kerke, almal van hulle in Israel praat van Yeshua. So ek dink ek gaan maar op daai ouens gaan, verstaan jy, hulle is die Jode, jy weet. Maar in 'n geval, maar die naam vir Josua is Jehoshua. Dis letterlik ook Jesus se naam in werklikheid, né? En dit beteken Jahwe red, Jahwe verlos, Jahwe bevry, Jahwe genees. So die Here God praat met Josua. En ja, hy het die naam van Jesus, maar hy is nie Jesus nie. Hy is net nog 'n ou wat bereid was om te veg en te luister en te hoor en saam met Moses te wees. En toe die staf oorgevat het by Moses, né? En die Here praat met hom. Wanneer praat jy met iemand? As daar 'n verhouding is. Partykeer is dit 'n baie tere verhoudingkie of 'n niks, want dis net iemand in 'n winkel. Maar as 'n verhouding. Jy het met hierdie persoon begin praat. En veral as jy wil afslag hê, het jy hopelik mooi gepraat. Linda sal jou klas gee. Maar jy het mooi gepraat, né? en as jy moeilikheid het, dan sal jy en jy wil hom regtig nou afstree, dan vra jy vir Jaco hoe om dit te doen. En jy praat met hulle. Want hy moet dit nou met die bultrights en die mense doen. Maar hoor julle net, daar's 'n verhouding. Daar's nie altyd, daar's 'n goeie, partykeer is daar verstandshouding. Hy die verstand en jy die houding, of jy kan anders, ek maak nie saak nie. Maar in elk geval, ons het al in skool gesê, ek het 'n goeie verstandhouding met hierdie ou. Ek het die verstand en hy die houding. So ons moet hierdie houding aanspreek, né? Nee, daar is 'n verhouding. Die Here praat met Josua. En die wonder is Josua hoor. Josua hoor die Here. En dan sê die Here vir hom in vers 3 Josua 1, elke plek waarop julle voete trap, gee ek aan julle. Wat 'n belofte om te maak. Hoor julle, dink net hoe kosbaar is dit, dis awesome. Om te dink, jy sê vir hulle vir wie jy lief is, kan jy vir hulle sê, elke plek waarop jy gaan trap, gee ek vir jou. Dit gaan joune wees. Dink net, wat 'n voorreg. Elke plek waarop julle voete trap, gee ek aan julle. Vers 5, solank jy leef, sê die Here vir Josua, sal niemand voor jou kan standhou nie. Dis nag. Jy wou nie Josua se vyand gewees het nie. Niemand sal kan standhou nie. Julle sien, soos die Here sê vir hom, soos ek by Moses was, sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat en jou nie verlaat nie. Vers 6, wees dapper en sterk, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem. En ons weet, vandag is hulle weer opnuut besig om dit wat hulle sin is, stukkie vir stukkie terug te neem. Hulle sê dit nou nie, maar ek bid tog net dat hulle dit sal ook dink soos ek. Elke stukkie van Libanon, of wat ook al, of Syrië wat hulle het, moet hulle hou, hulle moet dit nie teruggee nie, maar in elk geval dat sy nou oor praat nie. Wees dapper en sterk, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Vers 7, wees net baie dapper en sterk. Ek lees dit graag weer. Wees net baie dapper en sterk. Hierdie boekrol van die wet, en dan praat hy nou van die Torah, né? Hierdie boekrol van die wet mag nie uit jou mond verdwyn nie. Jy moet dit dag en nag mymerend prevel, né? Haga, jy moet dit mymerend prevel. Jy moet dit saggies vir jou, dit saggies vir jouself op te sê. Saggies te sê, dit mymerend te sê. Sê party van die Bybelvertalings. Jy moet dit Psalm 1 vers 2, gaan lees 'n bietjie daar. Psalm 1 vers 2 is presies dieselfde voorkom. Die Jode doen dit vandag nog. Die rabbies leer die ouens om die Torah te lees en dan saggies op jouself te lees, sodat jy dit sal onthou. Dat dit hier in die klapperdop kom, né?
sodat jy alles wat daarin geskryf is, nougeset kan nakom. Want dan sal jy voorspoedig wees op jou pad, dan sal jy sukses behaal. Hierdie selfde woord, Haga, wat vertaal word as hierdie prewel, die saggies opsê, ek kan ook meditate wees, om dit te oordink. Daarom is dit so belangrik dat jy die woord oordink, hoor julle? Ja, lees dit oor. Lees die beloftes van die Here, oordink dit en sien dit dat dit gebeur. Want dit is letterlik ook wat meditation is, om dit te sien dat dit gebeur, né? Want die Here, vers 9 sê, want die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. Dit is 'n ultimate verhouding. Die Here sê, maak nie saak waar jy gaan nie, ek gaan daar wees. Dit klink half en half of die Here sê, ek is in 'n verhouding met julle, is dit nie? Hoor julle? Selfs die moegste een van ons hier sal dit weet. Die Here sê, ek staan in 'n verhouding met jou. Ek gaan jou nooit verlaat nie, maak nie saak waar jy gaan nie, ek gaan daar wees. As jy by 'n plek aankom, weet maar, ek wag vir jou. En as jy wonder nou, maar hoekom dit? Nee, ek was toe ook daar. Hoor julle, wat 'n ultimate verhouding. En hierdie verhouding is vandag vir ons nog soveel moontliker, soveel kragtiger. In Josua 10 veg hulle teen die Amoriete. Hulle deel, onthou hulle moes teen al daai perde veg, né? En in Josua 10 veg hulle teen hierdie Amoriete, basies 5 konings gewees. Op die ou end, kom ek sê dit so, ek dink nie ek lees dit hier nie, op die ou end land, daai 5 konings kruip hulle weg in 'n grot, en dan laat Josua die grot net bietjie toemaak, en wag dat hulle daar binne bietjie met die vlermuise stoei, en hulle gaan toe eers, en maak die ander ouens dood, en toe kom haal hulle uit daarso. En toe is dit nag vir hulle. Maar Josua 10 vers 8, hulle veg teen die Amoriete, en die Here het vir Josua gesê, moenie vir hulle bang wees nie. Hy vertel hom nie, hulle gaan grot toe gaan nie, hy sê net, moenie bang wees nie, want dit is hoe hy dit gaan bewerk, né? Moenie bang wees nie. Met ander woorde, jy kan totale vertroue hê. Die Here sê vir my en jou, moenie bang wees nie. Don't be shy on me, my soul. Kan jy vir jouself sê? Moenie skrikkerig wees nie. Moenie temerig en valse nederigheid toelaat om jou te laat stil bly nie. Prys die Here, eer die Here. Verheerlik sy naam, waar ook al jy gaan. Want hy sê, moenie vir hulle bang wees nie, want ek gee hulle in jou hand. Niemand van hulle sal voor jou staande bly nie. Dan vers 12. Dit was in die tyd dat Josua met die Here gepraat het. En hy het nou pertinent gedink gesê. Weereens verhouding, né? Dis in die tyd wat hy met die Here praat. Die Here die Amoriete aan die Israeliete oorgelewer, dieselfde tyd. Hy, Josua, dis nou Josua het gesê, son, staan stil. Julle onthou daai gedeelte. Ek seker julle het al baie preek oor. Josua sê, son, staan stil. En die son het stil gestaan. Hoekom? Want hy het gesien die geveg gaan nou aan. Maar as die son gaan sak, gaan die vyand tyd kry om weg te hol, né? En hy wil nie. Hulle Here het gesê hulle moet hulle almal doodmaak. En dan wil hulle nie, so die son staan stil sodat hierdie ouens kan uitsort. En die son het stil gestaan, vers 13. En die maan het gaan staan totdat 'n nasie wraak geneem het op sy vyande. Hy was ongeveer 'n volle dag. Hoor hoe oulik stel hulle dit Afrikaans, maar oor die algemeen dit. Hy sê hy die son nou, hy was ongeveer 'n volle dag, nie hastig om onder te gaan nie. So die son het sy voete gesleep, né? Sodat hierdie ouens, hierdie perde kan in die dood insleep. Die Here het geveg vir Israel, eindig vers 14. Die Here het geveg vir hulle, hoekom? En ek wil julle moet dit hoor, en al is jy miskien 'n sensitiewe siel, ek is jammer, maar dit is die werklikheid. Die Here veg vir jou en my. Ek kom verklaar vanoggend dit. Ek wil jy moet vanoggend kom hoor, omdat jy 'n nuwe wynsak is. Ek verklaar dit oor jou. Jy's 'n nuwe wynsak, of die Afrikaanse 2020 vertaling praat van 'n leersak. Al klaar, te sensitief, maar in elk geval, ek het geen inspraak gehad nie. 'n Nuwe leersak of 'n nuwe wynsak. Ek sê nou vir jou, jy's nie net 'n nuwe sak nie. Want jy weet, ou sakkie kan ook nog vir eie stories doen as hy maar net 'n sak is. Nee, jy's gevul met nuwe wyn. Jy's gevul met die evangelie. Jy's gevul met die krag van God, met die liefde van die Here. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid. Is alles deel van jou nederigheid. Dit is deel van jou, dis in jou geplaas. Jy het die gees van God in jou. Jy het die liefde van die Here in jou, nie jou liefde, skuif dit op sy, sê ek is nie meer lief nie, maar ek het die liefde van die Here.
Hoor julle, jy het die liefde van die Here in jou, jy het die geloof van die Here in jou. Jy het die hoop van God in jou. Hy het vir jou alles gegee wat jy nodig het, 2 Petrus 1:3, om vir hom te lewe en hom te dien. Absoluut voluit te dien. Hy het dit vir jou moontlik gemaak. Belangrik, ons lewe nou in die laaste verbond. En ons is verseël, hierdie verbond wat ons met Jesus het, en hierdie verbond is ons verseël, hierdie verbond is verseël met die bloed van Jesus. Daarom, die Here veg vir ons. Die Here veg nog steeds vir ons. Daarom veg Jesus, jy sal sê met daai geveg het hy klaar geveg, maar die gevolge daarvan, prys die Here, gaan nooit eindig nie. Romeine 1:16, eers vir die Jood en dan vir die nie-Jood. Ons ontvang die oorwinning, die vrug daarvan. Ons ontvang die grootste spoil wat daar kan wees. Julle weet met die Bybel oral praat van die spoil. As jy nou 'n klomp ouens aangeval het, en dan vat jy al hulle beste kamele en mooiste vrouens, né? Maar in elk geval, die spoil is ons, en wat is hierdie spoil? Ons kan die bruid van Christus wees. Ons is die kinders van God. Ons lewe in sy teenwoordigheid, in 'n verhouding met hom. Dit is die absolute spoil wat ons kry. En ons prys die Here daarvoor. Ons prys die Here daarvoor. Julle sien in hierdie laaste verbond waar ons is bevind, praat ons met Jahwe. Soos wat Josua met die son praat, praat ons met die Here. Ons kan reguit met hom praat. En ek wil vir jou verseker, die Here sleep sy voete, hy beweeg nie te vinnig nie, want hy wil jou graag hoor. Hy wil jou graag hoor praat. En as jy nie praat nie, gaan goed nie gebeur nie, want hy's in 'n verhouding met jou. Hy wil hê ons moet teen die tyd, wil hy moet ons verstaan, in 'n verhouding praat ons met mekaar. Ons sê goed vir mekaar. Ons vra goed vir mekaar. En as jy met 'n vrou getroud is, dan herinner jy jou aan die goed wat jy nie gedoen het nie, né? En sy herinner jou aan dit wat sy jou gevra het wat nog nie gebeur het nie, Lucien. En en dit is dieselfde met die Here. Hy vra dat ons hom kan herinner. Ek kan elke dag dieselfde goed vra. Hy word nie ongeduldig nie, hy word nie moedeloos nie. Want die vrug van die Gees is absolute geduld, nederigheid, goedheid. Hoor julle? Dit is wie hy is. So hy wil hierdie verhouding hê. Hy wil hê die nuwe wynsakke moet met hom praat, gevul met sy nuwe wyn. Hy wil hê ons moet oorloop, daar moet oorvloed van sy wyn in ons wees. Hy is in ons. En hy is vir ons, ten spyte van 'n hardnekkige, verslaande vyand, wat nog nie lekker verstaan nie. Ons wil met mekaar sê, ons het die ultimate verbond. Die laaste gedeelte wat ons in Josua 11 vers 5 sê, al hierdie konings, dis hoe daai 5 ouetjies wat gevlug het en so, ne, het kragte saamgesnoer om teen Israel oorlog te voer. Die Here het vir Josua gesê, moenie vir hulle bang wees nie, want môre teen hierdie tyd sal ek hulle almal doodgemaak aan Israel oorlewer. Die vyande van die Here. En hy het dit gedoen, né? Ons gaan nie daaroor nou uitwy nie. Hy het dit gedoen. Matteus 10:19 sê, hoor hierdie hoe mooi dit is. En wanneer hulle julle oorlewer, sê Jesus. Hy sê daar gaan tye kom waar dit kan nag wees. Hy sê maar wanneer hulle julle oorlewer, met ander woorde aan 'n hof oorlewer, omdat jy getuig het van Jesus. Wanneer julle oorlewer, moet julle nie bekommer oor hoe en wat julle moet sê nie. Want wat julle moet sê, sal op daardie oomblik aan julle gegee word. Dit is immers nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat deur julle praat. Die awesome ding is, die nuwe wyn wat binne in hierdie wynsak is nie net, en daai wat op die stoele sit nou, né? Maak so dis jou handvatsels van die wynsak. Maar nou, dit ons gaan nie rolle spel doen hier nie. Maar nou maak jy so gloek, 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 jy weet. Iets wat ek nou net aangedink het. Maar in elk geval, dit was awesome. Maar in elk geval, en hulle, dink nou net vir 'n oomblik, as jy in 'n moeilike situasie gaan, en mense begin jou vra, mense begin jou, jy hoef nie 'n oomblik bang te wees nie, want dink nou mooi, die nuwe wyn wat binne in jou is, né? Hierdie nuwe wyn, is nie net, dat die Here sê, ek is binne in jou, Heilige, nee, die Here sê, my woorde is binne in jou, my wysheid is binne in jou, my onderskeiding van Heilige Gees is binne in jou, die salwing van die Gees,
1 Johannes 2 dink is vers 20 en 27, maar gaan kyk maar mooi. Sê so mooi, ons weet alles, want ons het die salwing van die Gees in ons. Die Gees, Heilige Gees is in ons, né? Hy het alles klaar vir ons gegee. Klaar vir ons gegee. En wanneer ons moet praat, moet ons nie bekommer nie. Ons moet oorgee. Ek wil amper sê, wanneer jy in 'n situasie ingaan, wanneer jy regtig moet ernstig praat, nou moet ek vir julle sê, jy kan die Here voor die tyd vra of laat hy jou help, hoor. Moet voorberei vir iets. Ek moes al voorberei vir 'n ding, né? En voor die tyd dink ek nou, wat gaan ek sê oor hierdie situasie? En ek loop na my boekrak toe. En baie van die boeke in my boek, massive boekrak, baie boeke, maar baie van daai boeke is wat? Vol stof, nou hulle word nie gelees nie. En ek kry daar 'n boek, ou jeugwerkersboek daar bo, en ek een of ander rede trek ek hom uit. En ek lees so paar, dit gaan my nie baie help nie. Dis wat ek moes geantwoord het. Ek het letterlik net daarbo gedaan gesê, ag Here, wat gaan ek sê? Hoe gaan ek hierdie storie nou? En toe ek daai ding vat en ek kyk en ek lees dit wat ek gevra word om te sê, dit sê ek toe. Toe klink ek vreeslik geleerd. Meantime is Hoena okay, nie so geleerd nie. Hoor julle? Die Here het net geweet ek het dit nodig. Dis 'n wonderwerk, 100% wonderwerk. En ons prys die Here daarvoor. Daarom vra die Here, ja, as jy kan, tyd het en goed, berei voor. Maar as jy in 'n situasie is waar jy nou getref word met 'n storie wat jy nou moet antwoord, sê net dankie Here, dat dit nie ek is wat nou jy antwoord nie. Dankie dat hierdie wynsak behoort nie aan my nie, behoort aan U. Dankie dat die nuwe wyn wat hier binne is U sin. Dit is heaven wat earth invaded het. Dit is nou binne in my. Die koninkryk het gekom. Die heerlikheid van God, die glorie van God is nou hier binne. En is vanuit hierdie onuitputlike wynsak, waar die wyn nie opraak nie. Die wyn raak nie op nie. So op grond daarvan wat ek hierdie vraag nou gaan antwoord. In Matteus 18 vers 9, die laaste gedeelte wat ons gaan lees. Die Here het een nag deur 'n visioen vir Paulus gesê, moenie bang wees nie. Maar hou aan praat en moenie stil bly nie. Die Here sê vir hom, moenie, ou Saul, don't get shy on me. Ek het nie geweet Samuel gaan hy liedjie speel nie, hoor, maar dit het vasgehaak hierso. Ou Saul, Here sê vir hom, moenie shy wees nie, moenie moedeloos nie, moenie bang wees nie. Maar hou aan praat en moenie stil bly nie. Bly getuig oor die nuwe wyn binne in jou. Ek is immers met jou, sê die Here. Hy gee nie vir Paulus eers Josua en so nie, maar hy sê ek is met jou. Hy het dalk, maar hy sê ek is met jou. En niemand sal 'n vinger op jou lê om jou kwaad aan te doen nie, want in hierdie stad is daar baie mense wat aan my behoort. Dit is die verhouding wat vir my en jou moontlik is. Dis die verhouding wat ons het met 'n Here wat bekommerd is oor elke situasie in ons lewens. En wat vir ons kan sê, soos vir Paulus, jy sal sê, maar dit was Paulus, die grootste deel van die nuwe, hy was vir die Here baie belangrik. 100% seker kan ek wees, as ek vir jou sê, jy is vir die Here net so belangrik as Paulus. En op hierdie moment is jy vir hom baie meer belangrik. Hoekom? Want Paulus is in die hemel, hy's veilig, niks of niemand kan 'n hand op hom lê nie, maar jy is nog hier, op hierdie aarde, waar die vyand rondhol en hy dink hy kan iets doen. Hoor julle, die Here gee om vir jou. Hy sê vir jou, moenie bang wees nie, maar moet ook nie stil bly nie. En met stil bly bedoel ek nie net, moenie ophou met ander, nee, met jouself, moenie stil bly by jouself nie. Moenie gaan sit en sak en as en niks sê en sê ek het geen antwoord nie. Praat met die Here, bid, bly bid, laat jou hart en jou mond bly praat, mymerend, onthou nou, mymerend, Psalm 1 vers 2, mymerend moet jy bly, en Josua 1, en jy moet sê, Here, ek vat hierdie woord, ek lees hierdie woord, ek verklaar my geloof in U, ek weet U is by my, die nuwe wyn is hier binne, ek weet, en die vyand kan niks daaraan doen nie, hierdie is die absoluut perfekte verhouding, waarin enige wese ooit kan wees. En die Here het dit vir my en jou moontlik gemaak, sodat ons letterlik as oorwinnaars kan lewe vir hom. Nie platgeslaan nie, nie moedeloos nie, nie bang nie, maar totaal en al in liefde.
En 'n persoon wat regtig lief het geen vrees nie. 'n Persoon wat regtig lief het, is nie skaam oor sy of haar situasie nie. Nee, jy is so lief vir die mense om jou, hulle kan maar lag vir jou. Jy is so lief vir die mense om jou, hulle kan maar doen wat hulle wil, jy gaan van hulle lief bly. Want waar liefde is daar nie vrees nie, ensovoorts. Hoor julle, die grootste kragtige posisie waarin jy kan wees, is om te weet, ek is 'n geliefde van die Here, gevul met sy liefde. En ek is lief, maak nie saak wat nie. Maak nie saak wat die wêreld doen of sê nie. Ek is lief. Maak al lees jy, al maak jy die koerant op, ek het baie lank lank 'n koerant gelees. Ek in die vroeë jare het ek so 'n bietjie gesteel, leessteel, jy weet, as jy instap en dan kyk jy so. Maar ek doen dit nie eens met deesdae nie. Maak jy net vies, jy weet. Ek bang hulle sê iets leliks oor Bani, jy weet, en so dan gaan ek kwaad wees. So ek kyk nie eens meer in die koerant nie. Maar selfs al sou dit wees, al stuur jy vir my 'n foto van die Sondagkoerant, dan sal ek vir jou sê, maar ek het die Sondagkoerant klaar gelees, dankie. Maar hy is elke dag op my tafel, maar ek wil hê julle moet hoor, maak nie saak wat nie, jy's net lief, jy's net lief. En die een vir wie jy die liefste moet wees, is vir hierdie wynsak gevul met nuwe wyn. Hoekom? Want as jy regtig vir jouself lief is, as jou verhouding met jouself reg is, dan is jy alright. Weet jy hoekom? Want Jesus is in jou. Jy's reg met hom. Daarom is jy reg. Maak nie saak wat in jou verlede jy oormoedeloos is, oor skaam is, oor wat is nie. Jy is 'n kind van die Allerhoogste en jy lewe in sy teenwoordigheid. Kom ons gebruik nagmaal, waarin hy sê, sickness is not welcome in my body. Jesus has borne all sickness on his body. I am healed by the stripes of Jesus, and I release that healing when I partake of his body in remembrance of his wounds. Dankie Jesus. Dankie Here. Ons verklaar dit. Dankie Jesus dat ons kan sê, u liggaam hou ons op. En ons sê liggaam, ons sê vir elke sel in ons liggame. Ons sê vir elke gedagte in ons koppe. Ons sê vir elke gevoel in ons siel, kom verklaar ons vir oggend. Deur die wonde van Jesus, my Here, is ek genees. Ek is gesond gemaak. Maak nie saak wat in my lewe gebeur of nie gebeur nie. Ek verklaar, ek is gesond. Liggaam, siel en gees is ek gesond. Op grond van die liggaam van my koning, wat toegelaat het dat hy in 'n kruis gespijker word vir my. Dankie vir u liggaam, koning Jesus. Ons loof u, sê dankie Here. Dankie, dankie. Tot in ewigheid, oor 'n miljoen jaar, sal ons by mekaar verbyloop en een van ons sal net sê, dankie Jesus. Dink net as ons nooit hom geken het nie. Dink net, nee, ons wil nie as dit dink nie. Dankie Jesus, ons loof en prys u. Here, ons kom vat genesing vir elke een wat ons ken of enigstens iets met ons te doen het, wat siek is. En ons kom verklaar gesond en genees. Elke deel in ons liggame, huwelike. Ons verklaar tot in ons bankrekening gesondheid. By ons werkplek verklaar ons genesing van elke verhouding in Jesus se naam. In ons huwelike, in Jesus se naam. Dankie vir u liggaam Jesus. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Jesus. Prys u naam. Prys u naam Jesus. En Here, dankie vir u bloed. Dankie vir u bloed. Dankie Here dat ja, ons is nuwe wynsakke. Maar die wyn wat in ons is bloot 100% as gevolg van u bloed. U bloed, u kosbare bloed van 'n volmaakte offerlam wat gevloei het vir onvolmaakte mense. Elke een van ons. En ons sê dankie Jesus vir u bloed binne in ons. Dankie dat ons die oorwinning en die krag en die volharding wat u bloed vir ons gee om aan te hou en aan te hou. En u te eer en u te loof, maak nie saak wat nie, om vreugde te hê, selfs in die moeilikste omstandighede. Nie net 'n glimlag nie, maar vreugde te hê en te kan weet,
Ek is 'n bloedgewaste kind van die Allerhoogste, my Vader. En Yeshua, my Here, wat homself my broer noem, is die koning van die konings, en hy's lief vir my, en hy's binne in my, en hy's vir my. Dankie, Heilige Gees, vir al hierdie getuienis wat U vir ons gee. Ons prys U daarvoor. Dankie, Here, vir U bloed. Ons, elkeen van ons kan verklaar, omdat Jesus, my Here, die perfekte volmaakte een, as 'n sondaar behandel is, hy wat geen sonde geken het nie. Daarom, in hom, deur hom, is ek nou die geregtigheid van God my Vader. Dankie Here, prys U naam. Dankie Jesus vir U bloed. Dankie Jesus vir U bloed. Ons prys U naam, ons loof U naam. Prys die Here. Amen. Moenie bang wees om hierdie week in die son te loop nie. Daai wyn wat binne in jou is, kan niks oorkom nie. Dit is vir altyd en ewig vars. Ons loof die Here. Ons prys die Here. Hy is so goed vir ons. En ek verklaar, ek wil net oor elkeen van julle net verklaar 'n bewustheid. Here, laat ons soos wat ons lees so maklik in Josua 1, die Here het met Josua gepraat. En dan hoor Josua, Here, ek verklaar, al sit een van ons nou hier en sê, maar die Here praat nooit met my nie. Ek het hom nog nooit gehoor nie, ek is verward, wat ook al. Here, ons luister. Ek kom nou en ek verklaar saam met elkeen van ons hier. Here, ons luister. Ons luister, ons hoor U. Ons hoor U. In ons gees, in ons gedagtes verklaar ons nou. Ons bind ons gedagtes. En elke situasie in ons lewens bind ons aan U vas, Here. En ons sê, Here, ons hoor U. In die eerste plek hoor ons U liefde en U goedheid vir ons. U hart wat na ons te gedraai is. U oor wat U na ons keer. U hoor ons. En ek sê dankie daarvoor, Vader. Dankie, Jesus. Laat ons kan weet, Here, ons verhouding met U is die mees intiemste, kosbaarste, die mooiste verhouding, standvastigste wat daar kan wees in die heelal, vir altyd en ewig. Vir altyd en ewig. Ons prys U daarvoor. Dankie, Koning Jesus. Ons U bruid. Here, ons kyk met liefde na U toe. Ons sê dankie, Jesus. Dankie, Jesus. So goed is U vir ons. Ten spyte van ons is ons vir U pragtig. Ten spyte van ons, Sefanja 3:17 sê U jubel en juig oor ons. U dans met blydskap oor ons. Dankie, Here. Ons prys U naam, ons loof U naam. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Ek het 2 afkondigings wat ek wil maak. Die eerste een is dat en party van julle ken hoe dalk nie, maar Tannie Francina, julle onthou Tannie Francina wat altyd by ons was, haar seun is oorlede. Nou om jou idee te gee, ek is seker haar seun is seker 10 jaar jonger as ek weet nie, hè? 65, rarig. Heilig baie goed, hè? Ja, toe ek hom laas gesien het 'n jaar terug. Maar in elk geval, hy is oorlede. Prys die Here. En ons loof die Here vir Tannie Francina wat vir Jesus ken, hè? Dirk gaan nou na toe, ek gaan later na toe gaan. En partykeer daag ek en Dirk gelyk op 'n plek aan, maar dit nog my gelyk oor die mense ons stel nie Dirk. Maar in elk geval, maar ons bid vir Tannie Francina, dink aan haar. Prys die Here, haar dogter is nog daar wat saam met haar is en ek glo hulle sal reg wees, maar bid vir hulle. Net vir absoluut die rustigheid van die Here. En dan wil ek graag vir julle vertel, ons gaan van die 1 Julie af, die 7de Julie af, Junie, prys die Here saam met daar, van die 7de Junie, dis die eerste Sondag in Junie, van daai Sondag af, gaan ons net 'n 9 uur diens hê. En ek kan nou niks sê nie, maar daai diens gaan hoofsaaklik Engels wees. Nou, dit kan ook vir jou nou, jy sal sê, maar hoekom is dit nou? Ek sien baie nie vir ons al klaar. Maar in elk geval, maar julle sien, ons het hierdie diens en dan het ons 11 uur die diens, né? En hier is ons 'n groep en daar is ons 'n groep. En ons voel regtig net, as ons die 2 groepe bymekaar het, dan kan dit dalk 'n bietjie meer lyk.
Hoor julle? En dit kan bietjie 'n sterker boodskap deursit. En daarom wil ons graag een diens hou, sodat ons, kyk, dit gaan nie oor die preek, ek en Samuel, ons sal 5 dienste hou. Hoor julle, ek sal miskien net in die begin van die 5de diens sal ek 'n Berocca kalsium drink. Maar maar gevul met nuwe wyn, is dit vir ons glad nie 'n probleem nie. Ek sal 5 verskillende preke ook hou as dit moet. Maar ek wil net hê julle moet saam met ons die eerste persoon wat ek vertel het was vir Braam, want hy het saam met my daai in die wind, jy weet, en ons het gestoei met daai bord van ons, en nou moet ons daai bord verander. Braam se werkers, hy moet eintlik 'n grap maak vir jou werkers, sê ons gaan daai bord nou weer afval en weer opsit. Dan sê ons werk met tomaties, ons werk nie met rooi tomaties, nie rooi borde nie, maar in elk geval, maar ons gaan net daar 'n 9 opsit, 9 uur. So regtig waar, ons wil, ek vertel dit net vir julle, dat dit nie vir jou 'n nuus is wat jy van ander mense hoor nie, maar ons maak die seëning van die Here los, hoor julle, ons is gevul met nuwe wyn, ons is nuwe wynsakke, ons laat nie probleme en dinge wat in hierdie wêreld gebeur, ons laat niks ons onderkry nie, ons loof die Here, ons eer die Here, dit gaan ons worship ook vir ons makliker maak, maar in elk geval, ons kan baie daaroor praat, maar ons prys die Here, ons eer die Here, en dankie Jesus, dankie Here dat ek die seëning oor elkeen van ons hier kan losmaak, en sê dankie Here dat soos ons nou hoeveel keer gelees het, dat U sê U is by ons, U is ons sterkte, the Lord is our refuge and our strength, U is ons plek van beskerming, en U is ons krag, en ek verklaar dit oor ons elkeen, ons Here leef in die teenwoordigheid van die grootste beskerming wat daar ooit kan wees, en met U krag binne in ons. En dit is hoe ons ingaan in hierdie week, en ons verklaar dit oor mekaar in Jesus se naam, ons loof U. Elke oomblik in hierdie week, Here, gaan ons vir U lewe. Ons gaan vir U loop, ons gaan vir U beweeg, ons gaan deur U woorde praat, in die naam van Jesus. Ons loof U naam. Dankie Jesus. Ons eer U daarvoor. Dankie Jesus. Amen. Baie liefde vir julle. Baie seën vir julle. Hallo, ek is Petrus de Tooy. As jy hierdie preek geniet het, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak.